Sjoe, die naweek was lekker. Ja, maar ons kon het in 'n kloof in die berg gaan bly vir 'n paar dae. Dit was baie mooi. Daar was plekke waar jy kon swem en sommer baie stappuntes. Die enigste probleem was dat die hele naweek het dit gesous. Wat ek wil sê, is dit het katte en honde gereën. Waarvan praat jy? Daar was die katte en honde nie. As jy net oplet in die skool, sal jy weet dat katte en honde reën uit die boom is. Wat beteken dit het kliphard gereën. Nee, juffrou nog nie vir ons geweet van dit. Maat, dit het so baie gereën. Daar was 'n pool water voor ons kamphuisie. Ja, dit was lekker pret. Ek en my pa het hierdie poel water gehardloop in ons golfbloeke. Ja, dit gegly deur die modderwater. Jy kon later net ons oë sien. Hulle was vol modder, van kop tot tone. Selfs nadat hulle gestort het, was daar nog modder in hulle ore. So bietjie modder het nog niks gepla nie. Jy moes saamgekom het. Nee, dankie. Ek hou nie van vuilbord nie. Jy mis uit op al die lekkerste dinge. As jy so sê, die volgende dag het dit nog steeds gereën en pappa, mamma en Attie het in die reën gaan stap. Wie wil nou stap in die reën? 'n Mens word so nat. Sissie, dit was heerlik. Ons het 'n stap na die watervalle toe. Ons het in die kloof gaan swem. Dit was heerlik warm die water. Ek weet nou nie. Is nie lekker om daar te wees nie? Ai sis, ons het die mooiste reënboog gesien. Reënboog? Was daar meer as een? Ja, sis, ek het opgetel. Daar was een wat van die een kant tot die ander kant gegaan het. Oh, wow. Daar was een keer sommer 2 in die lug. Jy het 'n foto geneem. Mense kon dit sien. Nee, ek kon nie foto nie, ons was papnat geweest. Ons het tog te lekker gelag. Nou, hoe het jy nou gelag? Oor die reën, en papa en mamma het lekker nat gemaak en in die modder gegly. Dit klink lekker. Ag sussie, jy moes daar gewees het. Nee, dan nie. Jy het die hele tyd by die huis gedoen. Wat het jy die hele tyd by die huis gedoen? Goedes. Wat het goed is? Gelees, en dit, en dat. So jy was eintlik maar verveeld. Ag, wat weet jy? Ek weet net hoe lekker dit was. Die papa en mamma in die reën gespeel het. Ja, miskien is ek saam gegaan het. Sussie, jy sou dit so geniet het. Volgende keer. Baba maat. So gebruik dit asseblief tog. Vanmôre gaan ons praat oor 'n baie interessante gedeelte. Dis interessant, hoor. Dis regtig interessant. Dis baie interessant. Okay, wil julle weet wat dit is waaroor ons gaan praat? Okay, kom ons kyk. Die 12 verkenners. Dit is vir my een van die wonderlikste gedeeltes. Die 12 verkenners wat uit moes gaan. Kom ons lees gou saam in die Bybel en dan kyk ons hierdie gedeelte. Numeri 13. Numeri 13. Numeri 13. Is almal daar? Numeri 13. Ons gaan lees van vers 1 af. Kom ons bid net saam en vra vir die Here om vir ons die gedeelte oop te maak. Dankie Here vir u woord. Ons bid dat deur die Heilige Gees u vir ons die woord sal oopmaak, Here, en dat ons sal luister. O Heilige Gees, maak ons harte ontvanklik, dat ons sal luister en ook sal doen wat u vra. Amen. Numeri 13 vers 1. Die Here het met Moses gepraat en gesê: "Stuur vir jou manne uit sodat hulle die land Kanaan wat ek vir die Israeliete gaan gee kan verken." So wie het hulle gestuur? Die Here het hulle gestuur. Dis baie belangrik. Die Here het hulle gestuur. Hulle het nie besluit hoorie ons gaan kyk nie. Die Here het gesê gaan kyk. Hoekom wou die Here hulle moes gaan kyk? Hy wou hulle
toets. Hy wil hulle toets. Ja, so kom ons kyk hier verder. Een man uit elke stam van die stamme van die voorouers, van hulle voorouers, elkeen van hulle leier, so dit moet 'n leier wees, moet julle stuur. Moses het hulle op bevel van die Here uit die Paran-woestyn gestuur. Almal van hulle was manne wat leiers was onder die Israeliete. So dis almal leiers, belangrike manne gewees. Och, en daar het ons al die name van die leiers. Ek gaan nie almal van hulle lees nie, ons gaan vanmôre na 2 spesifieke manne kyk. Dan, kom ons kyk na vers 17. Moses het hulle uitgestuur om die land Kanaan te verken. Hy het vir hulle gesê, trek hier in die Negev op en gaan dan op in die bergwêreld. Bekyk die land, hoe is dit? En die volk wat daarin woon, is dit 'n sterk of 'n swak volk? Is hulle min of baie? En hoe is die land waarin hulle woon? Is dit goed of sleg? En hoe is die dorpe waarin hulle die volk woon? Woon hulle in kampe of in versterkte stede? En hoe is die grond? Is dit vrugbaar of skraal? Is daar bome of nie? Span julle in en bring van die land se vrugte saam. OK, dit was toe net die tyd van die vroeë druiwe. Dit is 'n lekker tyd. Tot daartoe. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie verhaal. Hierdie verhaal is 'n wonderlike verhaal. En ons leer spesifiek van 2 manne. Ek wil julle voorstel aan hierdie 2 manne. Hier is die eerste man. Sy naam was Hosea. Hosea was sy naam gewees, maar sy naam word verander na Josua. So wat was sy eerste naam? Hosea. OK. Dis iemand wat siekerig is, hy's Hoes. Nee, maar hy was nie meer gehoesie toe sy Joshua. Daar's hy. So kom ons kyk na die verhaal. Numeri 13 vers 16. Dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hosea, die seun van Nun, Josua genoem. So hy verander sy naam. So wat was sy naam gewees? Hosea, waar word dit verander? Josua. Kom ons kyk 'n bietjie as ons die volgende een kyk. Gaan ons bietjie kyk wat beteken hulle name. Hosea beteken hy het gered. Dis wat dit in die Hebreëus beteken. Hy het gered. Josua beteken die Here het gered. Dis nogal 'n verskil. En daar's 'n rede daarvoor, mense, daar's 'n rede daarvoor. Hoekom sy naam verander is na Josua toe? Wie sou hierdie Josua later aanraak? Die leier van die volk, wat die volk in Kanaan inlei. Nou is dit baie interessant. Kom ons kyk net gou hier, druk net gou daar weer. In die Grieks, die LXX, word die naam Jesus van Josua, sy naam wat in Hebreëus Josua is, in die Grieks beteken sy naam Jesus. OK, so as jy die LXX gaan lees, sal jy vind dat sy naam is Jesus. Hoekom is sy naam Jesus? Want hy is die verlosser. Jesus is die verlosser. En Josua sou die mense in Kanaan invat. Jesus sal ons vat in die beloofde land, die ewige lewe. Is dit nie amazing nie? So wat was sy naam gewees? Hosea. Die Here verander dit. Moses gee vir hom 'n nuwe naam na Josua, die een wat verlos is, die Here wat verlos. En as jy na die LXX gaan kyk, die Griekse vertaling beteken sy naam dieselfde as Jesus. So as jy die LXX gelees het, so jy al reeds gesien het, Jesus lei hulle in, Jesus vat hulle, en dit is ongelooflik, né? Jesus was die een wat voorspel is deur die lewe van Josua. Nou die volgende ou. Kom ons kyk na die volgende man. Daar's hy. Volgende man se naam is Caleb. Behalwe Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, kan julle daai naam uitspreek? Daai Jefune, nee, Jefune. Okay, Jefune, die Kenesiet. En Josua, die seun van Nun, wat hulle het volhard om die Here te volg. Nou, is dit baie interessant. 'n Party van julle, as jy in die kerk al opgelet het, sal jy dit weet. As jy nie opgelet het nie, gaan jy iets leer. So moenie vir my vertel of jy iets geleer het nou nie. Alright. Dis 'n baie interessante. Ek wil weet, wie is hierdie seun van Nufemi, die Kenesiet? Wie is die Kenesiete? Nou, dis 'n baie interessant. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na wie is die Kenesiete.
En die volgende is daar Genesis. Genesis 15 vers 18 tot 19. Wil jy dit gou opsoek? Kom ons soek dit gou op. Dis die heel eerste in die Bybel. Genesis 15 vers 18 tot 19. Kom ons kyk gou daai gedeelte. Ek gaan dit vir julle lees sommer hier. Jy kan dit volg in jou Bybel. Genesis 15 vers 18 tot 19. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die Keniete en die Kenesiete en die Kadmoniete. So, wie was Caleb van gekom? Van die Kenesiete. Wie was die Kenesiete? Dit was mense wat in Kanaan gebly het. So was hulle deel van Israel. Nee, hulle was nie deel van Israel nie. So Caleb was eintlik 'n heiden. 'n man van 'n vreemde volk. Nou, dit is wat so wonderlik is. So hierdie man wat deel is van die vreemde volk, en wat is hy volk waarvan hy afkom? Hierdie Kenesiete, hierdie mense. Dit is Kanaaniete. Wie is hulle? Wat 'n geslag van Noag? Gam se geslag. Mense hou nie baie van Gam se geslag. Gam se geslag is die hele Bybel. Dit is 'n lekker deel van Israel. Goed. Amazing, nee? Daar is hy. Deel daarvan. Hy was 'n Kenesiet gewees. Kan jy glo dat die Here dit so bepaal het dat persone uit die heidense volk en die Israeliete is die persone wat albei bely hy is die Here. Hy is die een wat in beheer is. So kom ons kyk gou na die volgende. Dis baie belangrik, die volgende een. Uit die heidense volk en Israeliete sou die beloofde land binne gaan. So die beloofde land bestaan dit net vir die Israeliete. Nee, God sê, ek gaan vir julle wys dat dit nie net vir die Israeliete is nie, want ek gaan 2 manne op die ou ende instuur. Ons gaan dit nou lees. En die een se naam is Josua. Hy kom van die Israeliete en die ander een se naam is Caleb en hy kom van die Kenesiete. Is julle by? Hy is opgewonde, nee? Dis so amazing. Alright, nou, 12 manne word ingestuur na hierdie land toe. Hulle moet gaan kyk, hoe lyk die land? Het jy al eers wat jy moes gaan kyk het, waar jy moes gaan sien hoe lyk dinge? As jy byvoorbeeld by 'n nuwe plek kom, 'n vakansieplek, wie van julle hardloop gewoonlik om deur al die kamers te gaan kyk en die badkamers te gaan kyk? Is julle so? Jy breesvinger is boring, man. Mens moet weet waar aan gaan. Is dit nie? En jy wil gaan kyk hoe lyk die swembaddens en jy wil gaan kyk hoe lyk die parkie waar jy kan speel. Mense is opgewonde. Nou 12 manne gaan nou hierdie land binne gaan en hulle gaan kyk hoe lyk hierdie land. Nou kom ek wys gou vir julle 'n bietjie. Hoe gaan hierdie land lyk? Dis 'n mooi land. Die Here stuur hulle en hy sê vir hulle moet gaan kyk na die land. Nou die rede hoekom hy hulle stuur is omdat hy wil hê hulle moet gaan kyk hoe mooi is die land wat hy vir hulle wil gee. En dit is so amazing. Weet jy wat, in die Bybel gee die Here ook ons al hierdie beloftes. En hy vertel vir ons dat hy ons God sal wees, dat hy met ons sal wees, deur swaar tye sal hy ons dra. Hy sal met ons gaan waar ons ook al gaan. En weet jy wat, baie mense beleef nooit God se beloftes nie, want hulle is nie bereid om te gaan en om te vertrou nie. Daai land wat die Here vir hulle beloof het, toe hierdie 12 manne daardeur gestap het, moes hulle gesê het, dis 'n mooi land. Daar's 'n liedjie. Dis 'n mooi land. Dis 'n mooi. Dis my land. Wat ook al. Goed, maar dit was 'n mooi land waarheen hulle gegaan het, nee? Mooi land wat hulle gaan kyk. So kom ons kyk gou die volgende. Wat moet hulle saambring? Ook vrugte. Vrugte moet hulle saam. Nou mag daar gebeur iets ongeloofliks. Toe hulle terugkom het hulle die mooiste vrugte ook saamgebring. Wat bring ek saam? Die eerste druiwe. Druiwe. Die eerste druiwe. Imagine jy kry so tros. Hy al lekker wees, nee? Nou maat, daai tros moes groter as dit gewees het. Want
ons weet dat 2 manne moes hierdie tros gedra het. Wie van julle wil kom kyk hoe groot is hierdie tros? Kom dra. Voel gou hierso. Kom kyk gou hoe voel jy om so 'n tros drywe te dra. Pas op net daar stap so om. Daar is hy. Voel hy tros drywe. Hoe voel dit? Swaar. Joh, dis lekker drywe daai. Boetie, jy kan nie eet nie. Dis nie lekker vir eet nou nie. Wie kom kyk sussie? Kyk hierdie drywe. Dis mooi. Daar's hy. Maar die res van julle kan na die tyd kyk. Maar in 'n geval, jy moet hom as jy dink by jouself as jy alleen gedra het en jy stap. Hoe sou jou rug lyk van al die drywe? So daar's 2 manne wat gedra het, lekker tussen mekaar en daar stap hulle met die tros drywe na die land. Dink jy hierdie land se drywe, hierdie land se oes was wonderlik geweest? Ja, kom ons kyk gou daarso. Hier's die ding, dit lyk lekker hoor. Wie van julle hou van drywe? Die res van julle weet nie waarvan julle praat nie. Ek gaan nie julle weer vertrou op iets nie. Drywe is die lekkerste lekker. OK, hulle daar na die drywe en hulle noem die plek Eskol. Eskol is die naam wat beteken tros. Alright, so dis kom hulle hom Eskol genoem het, want hulle het 'n groot tros gekry daar. Kyk sien hier 2 manne is opgewonde. Ja, hulle is opgewonde, hulle het 'n tros drywe. Kom ons kyk gou na daai gedeelte. Kom ons gaan net die volgende een. Daar is hy Numeri 13 vers 23. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar 'n ramp met 1 tros drywe afgesny. En 2 het dit aan 'n draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Dis 'n lekker land, jong. Vye, granate en hulle het alles geëet en saamgebring. Dis 'n wonderlike land gewees. Alraai, so, het julle dit dat dit 'n wonderlike land was? OK, julle seker julle het dit, dis 'n wonderlike land. So, dink jy dat as jy na daai land toe gaan, het jy so gesê, dis 'n wonderlike land? So jy gesê dis 'n wonderlike land. As jy sulke imagine jy 'n band sê vir jou wie wat jy kan 'n plaas erf. En jy gaan kyk na die plaas. En toe jy daar kom, toe sien jy so trosse haar. En die boer sê vir jou, al die wingerdtrosse lyk so. Wil jy hierdie plaas hê? Dan sê jy, nee, ek is lus vir die plaas. Het lyk vir my hierdie plaas gaan vir my net moeilikheid gee. Of sal jy sê, dit is 'n heerlike plaas. Dis 'n my plaas. OK, so julle almal is by my nou op hierdie stadium nog. Goed, so kom ons gaan kyk wat gebeur. Die volgende een. OK, na 40 dae het hulle teruggekeer. Baie interessant, hoe lank moes hulle daar wees? 40 dae. 40 dae moes hulle deur die land trek en gaan kyk hoe lyk die land. Hulle het oral gekom en alles gesien, hulle het die mure gesien, die mense gesien, hulle het die vrugte gesien. Die vrugte was baie mooi geweest. 40 dae, toe kom hulle terug. Alraai, kom ons kyk die volgende een. Toe hulle terugkom, toe is daar demokrasie. Wie van julle hou van demokrasie? Ek is bly niemand hou van demokrasie. Demokrasie is nie 'n goeie beginsel nie, mense. Hy werk nie in die Bybel nie. OK? Want die Bybel sê die meerderheid is altyd verkeerd. Alright. So Piet, Paul en Poel. En hier is ek wou nie dit seksisties maak nie, maar lyk my ek het. Goed. Daar's 3 vroue wat teen hom stem. En die man se hand is af. Dit was nie my bedoeling nie, maar kyk hoe werk dit uit. Alraai, goed. Alraai, die man se hand is af en die 3 vroue se hande is op. Dis demokrasie. So demokrasie sê wat die meerderheid besluit is reg. Demokrasie. Nou baie mense sê vir my, Johan, maar onthou, daar is tye in die geskiedenis wat demokrasie al reg was. En ek moet vir jou sê, ek stem saam. Daarvoor is die volgende slide. Demokrasie is baie keer goed. Soos 'n goeie, druk hom weer. Stikkende horlosie. 'n Stikkende horlosie is 2 keer reg 'n dag, is dit nie? OK, net so demokrasie baie min reg. Maar is omdat hy stikkend is en nou en dan per ongeluk reg is, nie omdat dit demokrasie is. Demokrasie is nie 'n goeie ding nie. OK,
So as ek my politieke party het, sal daar nie demokrasie wees nie. Sal nie demokrasie hê nie. Wat soek ons as kinders van die Here? Kom ons kyk gou na die volgende. Wat soek ons? Ons soek 'n koning. Ons soek 'n goeie koning. Kan jy dit dink? Wie waarna verlang ek? 'n Goeie koning. Is daar goeie konings op aarde? Nee. Daar is nie goeie konings. Konings is nou en dan maak hulle foute. Hulle doen verkeerde goeders. Hulle doen goeders vir hulle self. Maar wie wat die koning van die konings waarna ons verlang is 'n goeie koning. Jesus Christus is 'n goeie koning. Die Bybel vertel vir ons, as ons op die troon gaan sit, wie sit op die troon? Die Vader sit op die troon. Die Seun sit op die troon. Hoe ongelooflik. Ja, ons soek 'n goeie koning. Sien julle dit onthou? Demokrasie. Wat soek ons? Goeie koning. Kan jy hoor nie? 'n Goeie koning. Sê dit weer? 'n Goeie koning. Daar's hy. Alraai, goed. Ons soek 'n goeie koning. Kom ons gaan kyk wat gebeur. Hulle kom na die lamp toe. En die lamp, nou ek het daai ding prent so gemaak. Kan jy sien wat kom van bo af? Is heuning. Wat vloei in die riviere? Melk. Kan jy dit? Dit nie regtig nie. Wat dit beteken is, dis 'n land wat oorloop van melk en heuning is, dit loop oor van die goeie. En weet jy wat is interessante? Die mense kom terug en hulle vertel, die land loop oor van melk en heuning. Kan jy dit dink? Hoe wonderlik is daai land? Weet jy, in ons huis is daar ouma melk. Ek wou vir julle saamgebring het, maar ek het nie. Jy vat melk en jy vat heuning en so 'n bietjie vanille. En jy roer hom, hy melk 'n bietjie warm wees. En dan drink jy hom. Oh, dis heerlik. Wie van julle gaan dit probeer by die huis? Ok, en as jy dit probeer by die huis, waarom dink jy? Jy dink by jouself, dit is Kanaan. Dit is Kanaan. Melk, weer die resep. Mense, julle gaan die resep vergeet. Dan gaan julle my almal boodskappe stuur vanmiddag. Ek kan dit sommer sien, WhatsApp boodskappe. Piep, 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 piep. Sien ons weer daai resep. So kom probeer weer. Dis melk, maak die melk lekker warm. Dan gooi jy heuning in, na smaak. Klein bietjie vanilla. Nie na smaak nie, dan is dit smaak terrible. So klein bietjie en dan drink jy hom. Jy kan hom sommer by jou middagete drink. Heerlik. Ok, so die land loop oor van melk en heuning. Maar hulle kom terug. Hulle is nou bekommerd want daar's iets anders te daar. Kom ons kyk na die volgende. Daar loop die heuning, ja, daar loop die heuning af. Wat 'n ontploffing. Dis heuning, man. Jy het geen kindsinnigheid nie. Goed, kom ons kyk na die volgende een. Sien julle daai man? Julle kan nie sy kop sien nie, want hy gaan verby die dak. En daar's die mannetjies. Nou, hierdie Israeliete toe hulle gaan kyk het, toe sê hulle, die mense is te groot en ons is te klein. Nou dis 'n probleem. Ons is klein en hulle is groot. Hierdie mense in daai land is groot reuse en ons is klein ou mannetjies. Kan jy dit dink? Hulle is bang. Hulle is bang. Wat sou jy gewees het as jy so 'n groot man gesien het op jou afstap? Hæ? Jy moet teen hulle oorlog voer en die hele dorp lyk soos hulle. Hulle is groot. So wat gaan jy dink? Die plaas lyk mooi. Maar op die plaas is daar groot manne wat ons kan slaan. Dan gaan ons nog na die plaas toe. Maats, en nou is hierdie mense die mekaar. Hulle wil nie regtig waar meer na daai land toe gaan nie. So hulle doen die volgende. Kom ons kyk wat doen hulle die volgende. Het jy hierdie meisie gesien? Sy maak so. Maak gou so. Party van julle kan nie eers dit doen nie. Goed, kom. Maak so. Wat beteken dit? Dit beteken dis goed? Nee, dis nie goed nie. Ok, so baie mense lewe so. Hulle lewe op en hulle lewe af. Hulle sal sê sekere goed, dit is wonderlik. Ja, dis wonderlik om vir die Here te lewe, maar ek weet daarom nie. Hulle is so mense in between.
Hulle is in-between mense. Ons sal hulle noem kaas. Want kaas is in-between die twee broodjies. Okay, so, hulle is in-between. Hulle is nie heeltemal negatief nie, hulle is ook nie heeltemal positief nie, hulle is so in-between. Dit is wat sy is. Sy is in-between. Luister gou wat sê hulle. Kom ons kyk na die volgende een. Luister ons wat sê hulle. Ek gaan daai moet lees, daar sny hy af. Okay, Numeri 13 vers 32. So het hulle dan die slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurtrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Nou, kan ek dit nie vir jou 'n bietjie so nie? Luister weer. Luister na wat hierdie persone sê. Hulle sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. Wat beteken dit? Om sy inwoners te verteer. Beteken dit, dis 'n moeilike land. Luister wat sê hulle dan verder. En die mense wat ons daarin gesien het is, klink dit of die land hulle verteer. Kan jy sien hoe lieg jy? Jy lieg. Wil julle dit weer sien? Dis 'n liegery. Wil julle sien dit nie? Hier sê hulle, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. Alright. En al die mense wat ons daarin gesien het is groot man. So is hulle groot man of verteer hulle. Wat een? Kies vir jou. Hulle kan nie al twee wees nie. En dit is as jy beginne om te lieg. Jy lieg vir jou self. Jy lieg vir jouself. Maat, ek kan sommer sien, hier kom chaos. Hierdie mense is besig om nou te sê, hulle wil nie like my gaan nie. Hulle wil nie gaan nie. Kom ons kyk die volgende ene. Die Here praat, hy sê daar in Psalm 2 Psalms 78 vers 21 en 20. Daarom het die Here gehoor en toornig geword en vuur is aangesteek teen Jakob en toorn het oor opgegaan teen Israel, omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. Dink jy dat die Here wou gehad het dat hulle moes gesê, die mense van hierdie land is daarom baie groot. Jy gaan hulle uitsort. Wou hy gehad het, hulle moes na hulle self kyk en sê, check hierdie rugspiere. Wou hulle na hulle self gekyk. Wil die Here hulle moet na hulle self kyk. Nou wie wil hy moet hulle kyk? Nou, dis jou probleem. Wie wat baie Christen is 'n probleem. Hulle kyk na 'n situasie en sê, die situasie is baie groot. Hoe gaan ek hier deurkom? Terwyl hulle moet kyk na God. Enige situasie is wat voor God? Baie klein. Nou waaroor is jy bekommerd? Is jy bekommerd? Is jy stressie? Jy stres oor alles. Elke liewe probleem in jou lewe stres jy oor, terwyl jy nie besig is om vir God te glo en op hom te vertrou nie. Hy is in beheer van alles. Nou is daar 'n man. Daar was 2 manne gewees wat getrou was. Wat die 2 manne is se name? Wat is hulle name? En Caleb. Kan jy onthou Josua van watter stam was hy? Hy kom uit Israel uit, nee? Hy kom uit Israel uit. Waar kom Caleb vandaan? Kenesiet. Vandag gaan julle gaan hierdie Kenesiete ken. As iemand vir jou vra, Caleb Kenesiet. Waar kom dit vandaan? Genesis 15. Hy was nie deel van die volk gewees nie. Maar die Here maak hom deel van die volk, want hy wil hê, daar moet 'n Jood en heiden moet ingaan. Hy was nie meer heiden nie, hy het die Here aanvaar, maar hy kom uit 'n vreemde volk uit. Ongelooflik mooi. Nou, Caleb, een van die manne, luister nou hoe praat hulle met die volk. Kom ons kyk na die volgende. Numeri 14 vers 9. Teen die Here moet julle net nie in opstand kom nie. Julle moenie bang wees vir die volk van die land nie, want hulle is 'n maklike prooi vir ons. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Nou as jy die Hebreëus gaan en jy lees die Hebreëus, hierdie woord prooi, die Hebreëus beteken brood. Hulle is brood. Kyk na die volgende een.
hulle is brood. Caleb sê, hy man is brood. Kyk hoe lyk hy oë en hy monde. Kyk jy na daai groot manne. Caleb kyk na die groot manne en hy sê, brood. Jy is om brood, man. Vandag moet jy nie sê iemand se brood nie, want dit beteken nie baie mooi nie, nee. As jy vir iemand sê hy is brood, wat beteken dit? Hy is 'n brood. Gaan nie daarop uitgaan. Maar daar's hy. Nou kyk hulle na hierdie manne en hulle sê julle is almal brode. Caleb sê hoor hierso, julle moet ophou bang wees, want daai mense is brode. Hy is nie bang nie. Maar maat, die res van die mense is bang. Hulle bewe in hulle broeke. Hulle is so bang vir hierdie groot mense wat hulle sou. Nou, die Here sal op hy ou ende gaan hy hierdie volk verslaan. Hierdie groot mense sal hy verslaan. En ons gaan kyk wie is een van hulle eerste wat hulle verslaan. Kom ons kyk gou daarna. Josua sal hulle verslaan. Kom ons kyk na die teks. Josua 11 vers 22. Niemand van die Enakite het oorgebly in die land van die kinders van Israel nie, net in Gaza. Julle ken Gaza, in Gat en in Asdod het hulle oorgebly. OK, so die enigste plekke waar hulle oorgebly het was in Gaza en in Gat. Die res van die Enakite, hierdie groot mense is uitgewis deur wie? Josua. Deur Jesus. Deur Jesus is hulle uitgewis. Ons groot mense is oorwin. Jesus sê hy het gekom om die Satan en al sy magte te oorwin. Hy het hulle oorwin in daai gedeelte. Maar daar is nog iemand wat een van hierdie Enakite oorwin het. Kom ons kyk net gou na die volgende daar. 1 Samuel 17 vers 4. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat. Waar was hy vandaan? Gat. Het julle die vorige skyfie gekyk? Waar het die Enakite toe gebly? In Gat. So, daar was nog 'n ouer in Gat. OK? Sy hoogte was 6 L en 'n span. So hy was baie groot geweest. As hy hierin gestap het hierdie dak, dan sal hy sy kop deur die dak gedruk het. Bietjie van 'n lang man. OK. Wat weet ons van hierdie man? Kom ons kyk na die volgende een. Ons weet iets van hierdie man. Goliat, ja. En wie het vir Goliat oorwin? Toe vat Dawid sy slingervel en hy gooi die reus teen die reus se neus. So iets gaan nie ding. Nee. So wat gebeur is, nee, hy het hom oorwin. So, waar weet jy waar was Goliat deel van gewees? Hy was van hierdie mense van Kanaan, hierdie reuse, die Enakite. Ja, dit was nie net een man nie, dit was Enakite. Hy was hom baie. Goed. En kon Israel hulle almal uitgewis het? In die begin? Ja, hulle kon, maar hulle was bang gewees. Dawid, wie is hy agter klein. Jesus, nee? Jesus sou kom en hy sou die oorwinning behaal het. Wat het Dawid? Het Dawid na Goliat gekyk en gesê, "Joe Goliat, jy's redelik groot, maar weet wat? Ek is redelik ook alright. Ek sien jou ook omtrent kan wen. Gee my net 'n kans. Dan sal ek jou wys." Of wat het Dawid geweet? Dawid het vir hom gesê, "Jy kom na my toe, maar ek kom na jou toe in." Nou as jy net gedink het, die 12 mense as hulle net dit gedoen het. Kom ons kyk na die volgende. Het God vir die volk gewys hoe groot hy is? Hoeveel keer het die Here, voordat hulle ingestuur is in Kanaan, om die land te verken, hoeveel keer het die Here vir hulle gewys hoe groot is hy? Noem vir my 'n voorbeeld, van waar die Here vir hulle gewys het, in die woestyn, of voor die woestyn, hoe groot hy is. Geef vir my. Met die plaag. Water het uit die klip uitgekom. Die vuurkolom. Die wolkkolom. Ja. Die see. Dis so groot. Onthou jy, hulle staan voor die see. Die Egiptenare kom aan. Hier kom hulle. Groot moeilikheid.
Hulle kyk terug. Die Egiptenare is op pad. Wat het op daai stadium gebeur? Was hulle, moenie worry nie. Nee, hulle was bang gewees. Die volgende oomblik, wat gebeur? Die Here maak die plek oor die Egiptenare donker. En die Here sê vir Moses, druk jou staf in die water. En toe hy sy staf in die water indruk, toe begin daar 'n wind te waai. En wat gebeur met die see? Lig hy op. Omtrent daai water was omtrent by plekke 200 meter diep. Ons het daarna gekyk, onthou julle in die begin. Daai water is so hoog, 200 meter. Kan jy dink as jy 100 meter hardloop, as jy stop flou, dan moet jy nog 200 meter hardloop. Dis hoe hoog hy water opgekom het, aan naby kante, en die Israeliete stap deur. Ongelooflik. Hoekom kan hulle deurstap? Want God is groot. Hier kyk hulle na mannetjies. En hulle kyk na die manne en sê, ons sal dit nooit kan maak nie. Alright mense, nou kom die volgende. Wat gebeur met die volk? Hierso, wys vir ons die volgende een. Die volk huil die hele nag deur. Het jy al dit in jou lewe? Het jy al gehuil die hele nag deur? Wie van julle het al gehuil die hele nag deur? Moenie vir my vertel nie, is 'n sad story. Goed, asseblief, moenie vir my vertel nie. Maar is dit nie hartseer dat party mense, wie maar as mense wat weke deur gaan en huil? Hartseer. Hulle stap rond. Sê, wat's fout? Het jy nie kos nie? Nee, ek het kos. Het jy nie klere nie? Nee, ek het klere. Hoekom lyk jy so sad? En hulle is die hele tyd sad. Jy weet nie wat fout nie. Hulle wil jou ook sad maak. Want as jy sad is hulle sad en beter. Verstaan? Goed so. Die hele volk huil, mense, die hele volk huil. Dis 'n tranendal. Jy kan dink hy hele nag. Almal huil. En Saartjie oorkant in die tent en Mike is en Gert in daai tent en sy vroukie. Kan jy dink as jy in so 'n dorp bly wat almal huil? Wie van julle het al in 'n dorp gebly wat die hele nag almal deur huil? Chaos. Hier's meer as 2 miljoen mense en almal huil. Ek sal vlug berge toe. Goed. Die hele volk huil die hele nag deur. Kom ons kyk daar. Wys vir ons daar. Jy kan sien hierdie mense is vrees bevange. Want hulle God is dood. Hulle God is dood. Van ergens in die woestyn tot nou toe het God gesterf. God is dood. Is dit nie hartseer? Dat God dood is. Wat 'n ongelooflike hartseer ding. En hulle is bang broeke. Mense, as jy kind van die Here is, dan kyk jy na die probleem en jy kyk na God en jy sê die probleem is klein vir God. Moet nooit jou probleem meet met jouself nie, want dit is altyd groter as jy. Die beste is om te doen is om te vat jou probleem en jy meet hom en jy kyk na God en sê is dit nie so nie? Dit is belaglik. Waaroor het ek gestres? God is groot. God is in beheer. Nou, wat gebeur is dat God hulle dan gaan straf. Kom ons kyk die volgende een. God gaan hulle straf. Kom ons kyk gaan na daai gedeelte in Numeri 14. Numeri 14. Ons lees van vers 29 af. In hierdie woestyn sal julle dooie liggame val. Julle almal wat ingeskryf is, die volle getal van 20 jaar en ouer, julle wat teen my gemor het. Julle sal nie in die land ingaan waaroor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Caleb, seun van Jefune, en Josua, seun van Nun, en julle jong kinders van wie julle gesê het, hulle gaan byt word. Ek sal hulle inbring sodat hulle die land weer ken wat deur julle verwerp is. Maar wat julle betref,
julle dooie liggame sal in hierdie woestyn val, en julle kinders sal 40 jaar lank herders in die woestyn wees. Hulle sal die gevolge van julle ontrouheid moet dra, totdat julle lyke in die woestyn vergaan het. Die Here sê, ek gaan almal van julle, onder bo 20 jaar oud, gaan almal van julle gaan sterwe. Almal van julle gaan sterwe. Want julle was vir 40 dae ingestuur, julle moes gesê het, hoe wonderlik het is, en julle moes teruggekom het, en wat het julle vir die volk vertel? Die mense is te groot. En God sê, nou sal julle 40 jaar lank in die woestyn sal julle wees, omdat julle nie na my geluister het nie. Wat 'n ongelooflike ding, maats, as ons nie na die Here luister nie. As ons nie doen wat hy vir ons sê nie. Kyk jy dink, kom ons eindig, die laaste ene. Dit is die ongelooflike op jou einde. Ek het dit uit, daar's hy. 40 jaar sou hulle in die woestyn moes bly. 40 jaar lank. Kon hulle dadelik in Kanaan ingegaan het? Kon hulle die oorwinning gaan kry? Kon hulle deel gehad het van die Kom hulle deel daarvan gehad? Weet jy, maats, daar is so baie mense wat kinders van die Here is, en hulle ervaar niks van die Here wat getrou is, die Here wat met my is. In moeilike tye is hy by my nie. Hulle ervaar nooit iets van die Here nie. En wie hoekom? Want hulle is nie gehoorsaam. Hulle doen nie wat die Here van hulle vra. In jou huwelik, eendag, trou met 'n gelowige, want wat gebeur? Jy sal die vrug daarvan van pluk. Maak jou kinders groot in die weë van die Here, want jy sal die vrug daarvan pluk. Lewe vir die Here. En al verloor jy jou werk omdat jy vir hom verloor het, vir hom lewe, jy sal die vrug daarvan pluk. Waarheen is ons op pad? Hemel toe. Ons is op pad hemel toe. Die aardse is nie vir ons belangrik nie, want my pad is hemel toe. Tada, tada, ek gaan hemel toe. Ek gaan hemel toe. En die dinge van die aarde is nie vir my belangrik nie. Want weet jy wat? Ek het 'n koning wat al reeds sit op die troon. Hy het klaar alles oorwin. Hy is in beheer van alles. En alles wat op aarde met my sal gebeur, God is in beheer. Okay, so wat moet jy doen as jy deur moeilike tye hier op aarde gaan? Kyk vir die Here. Hey, die Here lewe. Is dit nie wonderlik nie? Okay, so as ek jou ooit weer vang met 'n lang gesig en jy hele nag deur. Vrou, as jou man nie nag deur huil of jy huil die nag deur, moet my nie eers bel nie. Ek raak baie kwaad oor hierdie tipe ding. Okay, want ons God leef en hy leef binne my. Amen. Volgende keer moet ons 'n regte tros drywe as die seisoen begin. Daar's party van julle wat werk naby plase wat drywe het. So, wink wink. Ek het seker dag gaan drywe hierdie jaar na ons kant te kom. Wonderlik. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, wat 'n ongelooflike voorreg. Wat 'n voorreg om te kan weet dat U lewe. En Here, ons sien dit in Josua, Caleb se lewens. Hier's twee manne. Joeg Here, en as ons weet waar hulle vandaan kom. Die een kom uit 'n vreemde volk en die ander een uit Israel. Sy naam beteken Jesus, want dit wys na U. U sal die een wees wat die oorwinning behaal en ons inlei in die beloofde land. Here, ons verlang na daai dag. En terwyl ons hier op aarde wandel, weet ons Here dat U beloof ons sal moeilike tye kry. Dit sal met ons swaar gaan. Maar Here, dat ons meer as oorwinnaars is, want U woon binne in ons. U sal ons die krag gee. U laat ons nooit in die steek. Wat 'n voorreg om met U te kan wandel en te kan sê, met my God loop ek 'n bendestorm. En met my God spring ek oor 'n muur. Ons loof en ons prys U naam. Amen.